Ons is hier in die Millie FM studio. Ek is Mariska en saam met my hier is Fani en ons is hier vir International Happiness Day. So, hoekom het ons jou genooi vir International Happiness Day? Wat dink jy is die rede? Ek wil dit graag weet. So ek het in die studio ingestap en toe hoor ek, luister ons kort iemand vir 'n World Happiness Day en toe het iemand dit laat glip dat ek in die bediening is en toe nog almal ek gaan nou vir hulle kan sê wat die World Happiness Day en ek gaan vir jou formule kan gee. So ja, so dis hoe ons hier uitgekom het. Dankie dat jy vandag hier saam met ons is. So, in terme van die wêreld en happiness oor die algemeen, watse advies het jy dalk? Net as een persoon wat praat met 'n ander persoon. Nie as iemand in die bediening nie, net mens tot mens. Ja. So dalk het ons die hele ding. Die beplanning was ek moet hier op my eie sit en dan gaan ek nou net hier praat en sê ek nee, kom ons praat en kom ons het 'n geselskap want dis reël. Kom ons praat oor ons praat nou van advies en baie van die wêreld werk so, is ek wil vinnig advies hê en ek gaan 1 2 3 doen en dan gaan alles net reg wees en ek gaan happy wees en is nou hierdie happy dag en. So toe julle my vra, luister, kom praat hieroor, toe dink ek. Dink aan 'n paar goed. Die eerste skrif wat in my gedagtes opgekom het, is the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Daar's 'n baie mooi liedjie oor dit ook. It's the joy of the Lord is my strength. Daar's net een plek wat ons ware geluk kan kry. Jy kan 'n oomblik van geluk kry in baie plekke. Daar's baie mense wat met hulle pie slaap en hulle kry 'n oomblik van geluk. Hy cheat op sy vrou en hy kry 'n oomblik van geluk. Ons het nou net gepraat oor voor ons begin record het ons gepraat oor 'n meisie wat 'n fix kry. As 'n prostituut. Selfs daai vir haar wat vasgevang is in human trafficking is 'n oomblik van geluk wat sy kry. En sy verkoop letterlik haar lyf sodat sy daai oomblik van geluk kry. So geluk is baie relatief. En dan moet ons teruggaan na wat is die source? What is the source of true joy and true peace? Want ek glo met my hele hart dis wat elke persoon in hierdie wêreld eintlik na soek. Want in almal is daar hierdie void. Daar's hierdie gat en dit maak nie saak wat ons daarna toe gooi nie. Ons gooi verhoudings, ons gooi drank, ons gooi kuier, ons geld, ons is besig met klomp goed, ons is om mense, ons gooi werk, ons dink volgende kar gaan my laat beter voel en 'n volgende huis en om vooruit te gaan in jou werk en vooruit te gaan met jou noem dit maar karier. Maar dan is die vraag, laat daai goed ons ooit, does it really fulfill us? En die antwoord is net eenvoudig, no it doesn't. No it doesn't. En soveel mense is vasgevang in dit. 'n klein simpel dingetjie. Gaan kyk hoeveel screen time spandeer ons op TikTok, op Instagram, op 100%. Al die verskillende goeders. En dis daai instant gratification. Ja. Maar instant gratification hou nie, dis nie langtermyn nie. Dis nie iets wat bly en jou vrede gee vir long-term jare of wat ook al nie. So dan is die vraag, wat gee dan vir ons langtermyn vrede? Wat gee vir ons langtermyn geluk? Want dit is dan eintlik die formule, dit is die ding wat ons moet kry. So wat gee dit vir ons? Waar kry ons dit? Geloof in iets groter, glo ek, vir meeste mense. Wat daai iets groter is, verskil, of hoe hulle dit sal definieer, dink ek verskil. Maar ja, daai groter mag, daai groter krag. 100%. So ons glo daar is iets anders as ons. Daar is iets meer as ons. So hier's wat Jesus gesê het. Jesus het gesê, peace I leave with you. My peace I give to you. Not as the world give, do I give it to you. Let not your hearts be troubled, neither let it be afraid. So Jesus kom en hy gee vir ons hierdie vrede en hierdie geluk, maar hy gee dit vir ons op 'n wyse wat die wêreld dit nooit vir ons kan gee nie. En ons het nou gepraat van instant gratification. Die wêreld het 'n manier om sulke spikes van geluk te gee, amper sulke oomblikke van ecstasy. Vat iemand wat 'n heroin shot vat. Dit is net 'n ongelooflike high waar daai persoon het vir 'n oomblik en sy down is net op 'n hele ander vlak. Ja.
En vat iemand wat, kom ons gebruik nou weer die voorbeeld, kom ons praat net oor reël goed vandag. Iemand wat verneek op sy vrou. In die oomblik is daai die grootste thrill wat hy het. Daai dopamine release in sy lewe is net op 'n hele ander vlak. Dit is net, en dit mense raak verslaaf aan dit. Verslaaf aan die gevoel. Verslaaf aan voel. Mense raak verslaaf aan voel. En jy voel hierdie goed in die wêreld en dit raak net meer aantreklik en dit trek jou aan. En dan dit wat Jesus vir ons bied aan die ander kant is net baie meer langtermyn. As jy dit op 2 grafieke vat, die wêreld vat jou op sulke spike grafieke en Jesus vat jou net bietjie vir bietjie, dag vir dag, week vir week, maand vir maand, jaar vir jaar, en hy bou net in jou in. En hy laat toe dat jy deur goed gaan. Hy laat toe dat jy deur moeilike goed gaan. Ek bedoel, een van die rofste beloftes wat jy kry in die Bybel is Johannes 16:33. Hy sê in me you will have peace. In this world you will have tribulation. Hoe's daai vir 'n belofte? In this world you will have tribulation, but be of good cheer. I've overcome the world. So sê, jy gaan deur goed gaan. Mense gaan siek raak, mense gaan jou los, mense gaan weg van jou afloop. People will disappoint you, things will disappoint you, things will happen. Tests will come, trials will come. But the question is, am I rooted and grounded in God? Dis daai anker. Ons praat altyd van, veral toe jy groot geword het, dis daai anker, die middelpunt. En as Jesus nie die anker is nie, die middelpunt, en ek sal nou verder gaan wat dit beteken, want dis maklik om te sê Jesus, maar dis baie abstrakt. Ja, is abstrakt. Dit hang hier in die lug. Okay, Jesus. Okay, great Jesus. Baie mense sê Jesus. Maar as daai nie die anker is nie, dan raak iets anders die anker. Want iets gaan die anker wees. Ja, dis waar jy mense kry wat workaholics is en 100%. Verskeie addictions het. Ek bedoel jy kry sex addiction, drugs, al daai tipe 100%. goedertjies. Daar's mense wat letterlik verslaaf is aan oefen en in hulle kop is dit soos, maar dis gesond, maar dit is nie, dis soos wat jy sê, dit is nie die eintlike ding wat jy moet hê om jou anker te wees nie. Ja, so kom ons vat oefen. 100%. Mense sê dis hoe ek koop. Dis my safe space. Dis waar ek my kop skoon kry. En daar's waarheid in dit. Ek bedoel die wetenskap is dit staaf dit is goed om te oefen. Dis goed om te oefen. Dis goed om 'n gesonde leefstyl te leef. Dis goed om vir jou familie te kan voorsien. Dis goed om vooruitgang in jou werk te hê. En ek dink die Here wil eintlik hê ons moet hierdie goed doen. Die Here wil hê jy moet suksesvol wees in jou werk. Die Here wil hê jy moet suksesvol wees in jou familie. Hy wil hê jy moet suksesvol wees en mag dit wees oefen in jou passies. Inteendeel gee hy hierdie goed vir ons en hy sê geniet hierdie goed. Hy sê those who are rich, command those who are rich. He says that they can enjoy the riches but command them to do good. So aan die een kant gee dit vir ons, hy sê geniet hierdie goed. En dit is alles 'n perspektief van hoe jy dit sien. Byvoorbeeld by Afri-Ski in Lesotho. So ek kies om te glo dat Jesus sneeu op daai berge sit laat ons kan gaan ski en dit geniet. Nou ek verstaan dit moet smelt laat die damme kan vol raak en maar ek kies om te glo laat Jesus sit daai laat ons dit kan geniet. Ja. Want dit is nie hierdie koue lewelose godsdiens wat baie van ons in groot geword het nie. Ek het so groot geword. Koue godsdiens, elke Sondag in die kerk, geen verhouding met die Here nie. Maar meer en belangriker wat ek eintlik wil oor praat en wat ek vandag wil oor praat, is die ding wat jou regte genot gee, die ding wat jou regte vrede gee, is jou doel in Jesus. So Jesus gee jou die krag, maar dis meer as dit. Hoekom is die Israeliete Egipte toe? So Josef is Egipte toe gaan sy familie, so dis 'n gesin wat Egipte toe was. En 400 jaar is hulle slawe en toe kom hulle uit as 'n nasie. Maar hoekom? Hoekom het die Here dit toegelaat? Want dit was deel van sy storie wat hy moes leef, wat hy 100%. moes deurgaan. Dit was sodat hy sy greater purpose wat deur hom gegee is, Absoluut. kan behaal, kan deurgaan. 100%. En reg is daarvoor. Jy moet, ek voel slegte goed gebeur met mense en almal is altyd soos, maar slegte goed gebeur altyd met goeie mense. Sure, jy kan dit seker maar so daaraan dink. Slegte goed gebeur met almal, want dit is jou
kans om te groei en te verbeter en iets nuuts te leer, sodat wanneer daar 'n opportunity kom in die toekoms Ja. vir jou waar jy moet opstaan en sê ek is hier, ek sal dit doen, dan het jy die kennis, dan het Absolutely. jy die uithou vermoë, die wat ook al alles nodig is. Ja. Dis soos lewensstamina wat jy moet opbou Ja. om te kan dit doen. 100%. En want die Here gebruik alles wat ons deurgaan vir goed. Die Bybel sê alles werk ter goeie. Everything works together for good to them who love God, to them who are called according to his purpose. 100% jy praat 100% die waarheid. Maar daar's 'n groter doel. Israel is Egipte toe sodat die Messia se lyn beskerm kan word. Fair? So alhoewel al daai ander goed waar is, Ja, groter prentjie in Daar's 'n- terme van die hele wêreld. 100%, daar's 'n groter prentjie. Daar's 'n groter doel. En wat ons moet leer om te doen is ons moet ons doel met sy doel vereenselwig. Wat ons doen is ons verstaan daar is 'n doel van hom en ons het ons doel. En ons doele raak so elke nou en dan aan mekaar, miskien op 'n Sondag of miskien op 'n Woensdag aand of miskien op 'n oggend wat jy bietjie tyd in gebed spandeer of iewers jou Bybel en ons het hierdie oomblikke wat ons doele raak. Maar Jesus het nooit gekom sodat ons net oomblikke kan hê nie. Hy het gesê ek wil eintlik saam met jou stap. Ek wil 'n pad saam met jou stap. En as ons terugkom na doel en na purpose toe. Die Engels spreek dit net dalk beter uit vir wat ons wil sê. Is you need a why. You need a purpose. So die Here aan die een kant maak jou en hy skep jou en hy sit iets in jou. So jy sit hier Mariska, maar die Here het jou, die Bybel sê you are fearfully and wonderfully made. Die Here het iets in jou gesit wat daar in geen ander persoon in hierdie hele wêreld is nie. Nou ons mag dit nie altyd sien nie, ons mag nie in dit lewe nie en dis okay want ons almal is iewers in hierdie journey. Daar's niemand wat perfek is nie. Romeine 3 vers 23 sê die Bybel all have sinned and fallen short of the glory of God. Daar is niemand wat perfek is nie. Inteendeel, die mense wat maak of wat nie maak nie, maar die oulike of die supergeestelike of die Daai met die Bybel. en ja die nou ja, arm. kom ons noem dit maar wat dit is want dit is baie keer hoe mense daar buite baie Christene ervaar. Dis soos the holier than thou. Ja. Daar's nie een persoon op hierdie aarde wat regverdig is voor die Here sonder Jesus Christus nie. Niemand nie. Nie die paus nie, nie die apostels nie, nie die dominees nie, niemand. Daar's nie een nie. None are righteous without Christ. En hierdie is wat die Bybel sê, selfs van dit wat die goed wat ons doen, dit sê our good works are like filthy rags in the eyes of God. So selfs ek wat die ou tannie 20 keer oor die straat help is nie goed genoeg nie. Okay, wat nou? Nou wat doen ons nou? So ek kan nie myself regverdig deur dit wat ek doen nie. Hoe werk hierdie ding? Waar pas dit in? En dan pas dit in, die Here het jou gemaak. En hy het jou gered. En deur jou te red, het hy die Heilige Gees in jou gesit, wat jou krag gee. Handelinge 1 vers 8, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you and you will be witnesses for me. So die Here maak jou. En hy het jou gemaak met 'n doel. Voor die fondasies van hierdie wêreld was dit hy reeds gedink, Mariska gaan dit doen. Ek sit dit en ek sit dit en ek sê dit en haar. En die Here gaan dit gebruik. Nou ewe skielik, en hier is vir ons dit mis. Want as ons hierdie purpose lewe, dit raak so nou en dan mekaar, dan dink Mariska, en ek gebruik jou nou as 'n voorbeeld. Ja, ek verstaan. Nie net jy's okay nie. Jy dink, ek is, die Here kyk na my, en ek is okay Ek met is die op die Here. regte pad, ek doen dinge reg, ek kan net aangaan soos wat ek nou doen. Yes, so hoe lewe ons? We consume. Ons lewe gefokus op onsself. Ek is okay met die Here. My verhouding is okay met die Here en alles. En dit is waar dit begin, 100%. 100%, dit begin by die Here kom en hy het vir Jesus gestuur sodat jy wedergebore kan wees, sodat jou saak kan reg wees met die Here. God so loved the world that he gave his only son that whosoever believes in him will not perish but will have everlasting life. 100% die waarheid. Die begin, die tree in. In Efesiërs 1:13 sê dan die Bybel, dit sê, after you have believed, you have been sealed with the Holy Spirit of promise. Okay, so ek glo, en daai seal is, ek weet nie of hierdie ou flieks
wat die koning sy ring in die op die brief sit en dan sit hy die was op en dan sit hy sy seël. Dis daai seël, dis die seël waarvan hy praat. So almal en alles kan sien, luister, hierdie is 'n kind van die Here, want die seël van die Here is op hom en daai seël is die Heilige Gees. Dis 'n manier om te kyk en te verstaan wat dit beteken as die Heilige Gees op jou kom. Nou daai seël, maar okay, hoekom kom die seël? Hoekom kom die krag? Want dit is vir meer as net hemel toe gaan. En dis baie keer waar ons vashak. Ek is reg met die Here, so ek gaan hom maar aan en ek gaan hom maar my 75, 80, 85, 90 jaar op aarde lewe en dan sal ek nou eendag hemel toe gaan. Maar daar's 'n groter doel. En as ons dan terugkom waar geluk vandaan kom. Geluk kom wanneer ek aan hande vat met my why. Why did God place me here on planet Earth? Why am I here? Hoekom is ek hier? Because true joy comes from purpose. Daar's 'n doel groter as ek vir my lewe. Daar's 'n doel groter as net my familie en my kinders. Waarna toe jy werk. 100%. En ewe skielik as jy daarin lewe, dan het jy daai rustigheid. Nou ek verstaan die Here gee dit vir jou. En die Here gee dit vir jou sonder dat jy iets doen. Maar ons praat hier van I've got fulfillment, I've got peace, I'm doing what I'm supposed to be doing. Ek gaan nie net 8 uur werk toe en ek gaan 4 uur terug en ek ry ook en nou is ek so bly kom van die werk. Ja, gaan net deur die motions, dis automatic, dit is nie wat dit veronderstel is om te wees. En ek dink mense doen dit nie net by hulle werk nie, maar in lewe oor die algemeen. Soos ons moet nou Sondag kerk toe gaan of ons moet nou by skoonma gaan eet of ek moet nou die netball game van my kind gaan kyk en almal is op autopilot. 100%. Want daai strewe na daai dopamine hits is belangriker as om te gaan sit en ek dink dit soos ons praat baie oor op kantoor introspeksie en daai wat jy sit met jou gedagtes in stilte, veral met tegnologie en so wat ons is daar's konstant iets wat aan die gang is. Maar daai introspeksie is iets wat mense nie meer gereeld doen nie. En ek dink as jy nie daai introspeksie gaan doen nie, dan gaan jy nie jou hoekom, jou why kry nie. En dan gaan jy nie kan connect met die groter purpose, die groter doel nie. Ja. So, en as jy nie 'n why het nie, dan doen jy al hierdie goed. En hier is die realiteit. In die aand lê jy in jou bed. En jy voel niks. En as jy eerlik is vir jouself, jy eintlik kan dit op so 'n plek kom dat jy net nie alleen in jou bed wil lê nie. So jy self-medicate, mag dit wees met drank. So nou elke aand moet jy nou ewe skielik 2 glase wyn, 3 glase wyn. En luister, Jesus het wyn gemaak. Dink jy drank is nie die issue nie. Dit moet net nie jou God raak nie. Ja. Moet jou nie beheer nie. Dis nie waarvan ons praat hierso nie. Dit help nie ons is so sonde gefokus nie. Ons moet Jesus gefokus wees. Ons moet sy doel gefokus wees. Om sonde gefokus te wees gaan jou nooit geluk bring nie. En om te dink jy gaan weg van sonde af, it's just not going to give you peace, it's not going to give you joy. Dit gaan alles oor daai perspektief. As ek die hele tyd kyk na, jy het dit vandag verkeerd gedoen, jy het gejok of jy het jou oog gerol vir iets of jy het iemand gejudge, dan jy breek jouself af. Ja. En as ons heeltemal eerlik wees, dit is nie hoe hy is nie. Dit is nie God is loving. Dit is God is liefde. 100%. Hy sal nie dit like dat jy vir hom sê of dat jy vir jouself sê wat sy creation is, dat jy daar fout is met jou nie, want hy het jou gemaak en jy is van hom veronderstel om perfek te wees en in sy image geskape te wees. Maar ja, ons as jy net jou perspektief verander gaan, plaas van ek het alles vandag wat ek verkeerd gedoen het, ek het iemand laat smile, ek het iemand 'n kompliment gegee. Ja. En fokus op dit en so gaan jy naderhand begin agterkom dat om goed en reg te wees en daai greater purpose te volg is makliker, dink ek. 100%. Nou moet ons dit verder vat. So ons het nou ons persoonlike ontmoeting met Jesus en nou verstaan ons luister, daar's 'n groter doel met my lewe. I'm fearfully and wonderfully made. God made me, God graced me for purpose. So die Here het iets in my gesit en dit is vir 'n doel. Okay? Maar nou is daar 'n groter prentjie, want ons is nie as individue nie. Ons is deel van 'n groter groter lyf, 'n bigger body. So nou moet ons dit verstaan. Hier is wat Jesus gesê het. Matteus 16. Praat hy met Petrus, die gesprek. Hy sê, I will build my church and the gates of Hades will not prevail against it. So Jesus kom
wetende, luister, ek gaan terug hemel toe, die Heilige Gees gaan uitgestort word en dan kort ek 'n liggaam op aarde wat moet funksioneer as my liggaam. So daar's 'n universele liggaam en hierso kan ek for the life of me will never understand how another Christian attacks a Christian or another church attacks a church. I think sometimes unbelievers stand on the outside and they think, what the hell is wrong with these people? Ek stem. Ek dink dis nie moslems wat die Christene aanval nie. Dis nie ateïste nie, dis Christene. Ja, wat konstant, maar hy doen nie dit nie en hy doen nie dit nie. En dit is daai hele ding van haal die splinter uit jou eie of haal die 100%. balk uit jou eie oog vir die splinter uit iemand anders se oog 100%. uit probeer haal. Want weer eens, jy fokus op wat daar buite aangaan, want mense kan nie deel met wat hier binne aangaan nie. 100%. So nou het ek my eie issues, maar dit is makliker om 'n lig op iemand anders se issues te probeer sit, want dan hoef ek nie te deel met my eie issues nie. Exactly. Again, all have sinned and fallen short of the glory of God. Is daar perfekte kerk? Nee. As daai een is, moet asseblief nie so toe gaan nie, want jy gaan hom opneek. Ja, dit klink kaltie. 100%. There's no Ja. perfect church. There is no perfect church because there are no perfect people. Maar nou waar mis ons dit? Ons het een en ons het begin daarmee, een anker, een wortel. Wat wees? Jesus Christus, die Messia. So ons gepraat van Egipte. It was to protect the line of the Messiah. So wat het elke kerk in hierdie wêreld in gemeen wat die waarheid praat? Jesus Christus is ons redder. Nou ons kan verskille hê oor doktrine en oor alles wat mense oor verskille het. Maar wat maak dit saak? Want hierdie maak ons almal broers. As ons familie is, waaroor beklei ons? Hoekom beklei ons? So hoekom probeer een kerk 'n ander kerk afbreek en een? Want hierdie is wat ons nie verstaan nie. Dit is 'n universele liggaam van Christus. Elke deel van jou liggaam het 'n doel. Ja, en werk verskillend en lyk verskillend. 100%. As my voet soos my hand gelyk het, sou dit nie 'n voet gewees het nie en hy sou nie sy funksie wat hy moet hê kon vervul nie. 100%. En dit is dieselfde met, soos wat jy sê, met verskillende kerke. Ons is almal verskillende dele van die groter liggaam en ons lyk verskillend. Dis hoe dit moet wees, want ons het verskillende funksies op die aarde. So ek kan nie offended wees met die Ja. genade wat die Here op jou lewe sit nie. Want jy het 'n ander doel as ek. Die Here het jou geskep vir 'n spesifieke doel. So ek moet nie geïntimideerd wees nie. Ek moet kan bly wees as jy when you get ahead in life, I should be able to celebrate it. When you get blessed, I should be able to celebrate it. I should be inspired. Saying, look at the goodness of God on her life. Dit moet iets wees wat my moet inspireer. Nie daai jou afbreek en hy moes iets gedoen het om dit inspired. Nou die liggaam, en jy het so goed gesê nou, is jou hand offended as jou voet goed doen? Nee. Nee. As jou voet 'n goeie voet is. Jou hand is nie offended nie. Nee. Maar ewe skielik raak Christene jaloers op mekaar en hulle raak offended met mekaar en alles. Maar jy moet net wees wie die Here jou gemaak het om te wees. So nou het jy verskillende kerke, mag dit wees 'n charismatiese kerk, mag dit wees 'n protestante kerk, mag dit wees 'n ortodokse kerk, mag dit wees 'n katolieke kerk of wat ook al. Elkeen het sy doel en elkeen van daai kerke is Jesus se. Wie is jy om te sê dit is nie Jesus se nie? En wie is jy om te sê dit is nie Jesus wat 'n werk doen deur daai kerk nie? So ons moet versigtig wees vir alles wat kom by dit. Want ons moet weer terugkom na waar kom ons praat nou die happiness, World Happiness Day. But it's rooted in purpose. Ja. So he made his body for purpose and he made every part of the body for purpose en bring dit terug. Kom ons bring dit terug na ons vlak toe. Elke deel van jou liggaam, jou hart het 'n doel. Jou brein het 'n doel, jou oë het 'n doel, jy het 'n doel. Elke deel van jou het 'n doel. Elke deel op hulle beste werk, dan gaan jou lyf op sy beste werk. Ja. Maar as jou oë begin dink hy's 'n hart, dan raak dit 'n gemors. Kan jy dink as jou oë hier binne begin verstaan ek moet nou klop soos 'n hart. So dit gaan net nie werk nie. So jy moet gemaklik wees en nie gemaklik in die sin van ek funksioneer nie. Gemaklik in wie die Here my gemaak het en wie die Here my geskaap het. En in dit dan kom ek terug na what is my why? What is my purpose? And I understand my purpose is not isolated. Dis hoekom ek die liggaam wil inbring. My purpose is not isolated from you. Ja, nee, want eintlik werk ons in tangent saam. Dit al is ons werk verskillend 100%. wat ons doen, werk is die idee dat ons albei werk tot dieselfde bigger purpose. 100%.
So nou sit ons met World Happiness Day en as my vraag hoekom het ons 'n World Happiness Day? Ons het 'n World Happiness Day want ons seker 364 ander dae wat mense nie happy is nie. Fair. So nou moet ons 'n Happiness Day hê. Ja, Wat- om mense te herinner, om hierdie gesprekke te hê, om hulle te herinner om net daai perspektief shift te kan. Yes, en ek stem saam. Great, okay. So dit is ons doel en ons maak die beste wat ons van dit af hê, maar wat van as jy net if you just in purpose? And what if you just connected to who God made you to be? En dan verstaan ek, dis nie geïsoleerd nie. Die Bybel sê, the devil is like a roaring lion, seeking whom he may devour. Vraag, 'n leeu. Wat vang 'n leeu? Wat vang 'n leeu? Wat is die ding wat 'n leeu vang? Bokke hoofsaaklik? Bok, maar wat se bok? Nee, ek gaan nou nie so spesifiek aan wees nie. Kom ons dink aan buffels. Okay, Kom ons dink aan buffels. Wat se buffel gaan die leeu vang? die swakste buffel. 100% of die een wat op sy is? Ja, So wat doen ons? Ons fokus op self, self. en dan isolate ons van ander 100%. mense en dan gaan jy verder weg van daai groter purpose waar ons eintlik moet saamwerk om daar te 100%. kom. So nou is ek op my eie en nou is ek op risiko. Meeste van ons het ietsie in ons hartjie waarmee ons moet deel. Ons het een of ander ietsie wat seer is, wat genesing nodig het. Maar nou is ek op my eie. Nou wat is die maklikste buffel om te vang? Die een op sy eie. Die een op sy eie. alleen, swak. That's why the Bible says, as the devil is like a roaring lion seeking whom he may devour. Ons isoleer onsself, ons sit onsself op risiko. Maar gaan kyk bietjie 'n paar YouTube video's van wat buffels met 'n leeu doen as hy na die trop toe kom. Ja, nee, ek het al van daai crazy. gesien, dit is, ja. Dis soos 'n waslap wat hulle omgooi. Okay, so. Dit is soos 'n waslap. Ja, Why? hy kry 'n Because goeie they pak connected. slaap. 100%. En hulle Hoekom? werk as 'n span saam. 100%. Because they're together. Because that's where there's healing. As jy jou hand sny, kom ons sê jy sny jou hand. Iemand het dit nou die dag vir my verduidelik. So mooi. Jy sny jou hand. Of jou hand word gesny. Jou hand bloei. Okay. Wat maak jou hand gesond? Ek is 'n biologie onderwyser gewees, so ek kan ingaan in mitose en hoe dit werk en hoe Okay, jou gaan. selle Great. dan nou gaan Yes. jou selle gaan begin verdeel Yes. om nuwe selle te maak wat dan nou weer die gat opvul waar jy 100%. jouself stuk in gesny het. Maar weer eens dis verskeidenheid selle wat almal saamwerk om nuwe selle te bou. Yes. En niemand is soos, my sel wat ek gemaak het is beter as jou sel. 100%. Dit daar is nie dit nie. Nou Hulle biologie verstaan net. onderwyser. Wat sal gebeur as ek daai hand afsny en hom daar sit op daai kassie? Gaan hy homself genees? Nee, ongelukkig nie. Because the body heals the body. Ja. We need each other. So you're not going to have true joy and true peace outside of God's purpose and outside of his body. He brings us together. So Jesus says, I will build my church and the gates of hell will not prevail against it. Nou daar's iets heeltemal anders daarso wat ons dalk kan oor praat. Ek weet nie hoeveel tyd het ons hier. Ek moet sê, ek kan julle heeldag besig hou. Kan ons maar gaan? 30 minutes. Okay, wonderlik. Okay, great, dankie. Nog 30. The gates of hell will not prevail against it. Wat is die doel van 'n hek? Om iemand uit te hou of iets binne te hou. Wow. Om iemand uit te hou, okay, of om iemand binne te hou. So you say, I will build my church and the gates of hell will not prevail against it. So the gates of hell is a defensive tool. That makes us offensive. Because he says the gates of hell will not prevail against it. But most Christians are passive, Ja. just waiting to go to heaven. But he's saying, I'm building my church and you're going to go there. And you're going to go fetch them out of hell. Dit beteken jou lewe moet groot wees want jy moet mense gaan bereik daar vir die Here. Daar's mense wat jou nodig het. Sê the gates of hell will not keep us out. Because there are people that are perishing, people that are broken, people that are hurting. En sê luister, daar so gaan julle. Ek gaan julle die krag gee, ek gee julle die Heilige Gees, maar julle gaan daai mense daar gaan haal. Julle gaan hulle gaan help again purpose. Nie self nie. Nie ek is self okay nie, Ja. maar purpose. I'm going to actually do something and mean something because God has got a calling on my life. Ja, so die konsep van happiness, van joy, van peace is altyd gewortel in doel. Purpose. Jy moet 'n doel hê in die lewe, jy moet uitfigure hoe daai doel bydra aan die groter doel en jy moet jou perspektief verander in terme van ek en ander en dit te sien as
ons 100%. wat saamwerk. 100%. En dit gaan lei tot geluk en vrede. 100%. En nie net lei nie, ek dink dit gaan geluk en vrede plant in jou. En dit gaan 100%. groei daar en daai boom gaan daar wees soos letterlik, ek bedoel soos 'n boom wat daar binne groei en jy is die enigste een wat hom kan afkap weer. 2011 is ek op Jofs op pad na klas toe loop. Dit is nog voordat hulle het nog so gewerk. Ek onthou daar was nog hierdie groen nette wat er geband, hulle het aan die flippie groene woud gewerk. So tyd waar daar baie konstruksie daar was. Half laat vir 'n klas begin 10 oor en ek loop van die brug af, loop so af. Ek sal dit nooit vergeet nie. Ek loop af en terwyl ek loop, sien ek 'n ou staan so voor die groen net. En die Heilige Gees sit dit op my hart. Speak to him. Lei hom na die Here toe of gaan bid vir hom, maar go engage him. En ek stap verby want ek's laat vir klas. Ek gaan klas toe. Ek sit in die klas. En hierso is wat ons moet onthou. Die Here werk nie met condemnation nie. I say there is therefore no more condemnation to those who are in Christ Jesus. Die Here is nie hier om jou te laat voel soos 'n failure nie. Maar hy sal in oomblikke kom en hy sal jou hart convict. Hy sal vir jou wys, luister, I needed you to do that. Not to condemn you, but to help you, to teach you. So daar's goed wat mense stadig maak. 3 goed. Guilt, shame, condemnation. Dit maak net mense so. Ek het iets fout gedoen, I feel guilty, I feel shameful, I feel condemnation. Ewe skielik is my Bybel die swaarste boek in die wêreld. Ek voel, hoe kan ek bid? Ek is 'n hypocrite. En dan onthou nou, godsdienstige mense gooi daai term ook nou uit. Maar hoe kan daai ou sy hande oplig in die kerk? Ek het hierdie en hierdie gedoen. En die eerste ding wat in my kop gaan, okay, maar wat het jy gedoen? Wat het jy gedoen? Because sin is sin. So, daai Matteus 7 waarvan jy nou nog gepraat het, die balken, het says, judge not lest you be judged. And with the same measure you use, it will be measured back to you. En Lucas 6 sê dat, pressed down, shaken together and running over will be placed in your bosom. So, dis nie net laat, dis die same measure nie. Dit is eintlik meer as dit. So, we're not called to judge people. So, en dis ook nie hoe die Here werk nie, maar he will convict you. In jou hart weet jy, so, stap ek verby. En ek sit in daai klas, en ek weet, Fani, jy moes met daai ou gepraat het. En ek stap uit. En ek gaan kyk of hy daar is. And he was gone. En dit is asof ek doen nie die vletjie ding, die Here sê vir my, die Here, baie mense sê die Here praat meer met hulle as wat hy met hulle eintlik praat. Dalk eet hulle net meer pizza. Maar in my hart van harte het ek geweet, van die Heilige Gees af. When I speak, listen. When I lead you, go. Ja, dis jou God, dis daai, ek weet nie, mense noem dit 'n stemmetjie in hulle koppe, dis net daai instant gevoel van, ek moet of ek moet nie. Ek dink mense moet dit net oor die algemeen meer begin volg. Ja, so, dis nie, die Here lei jou. So it's like an unction. You know. Soos 'n GPS. Dis, ja. Soos 'n groen lig, rooi lig. Ja, nee. Ook nie altyd baie lang gesprekke. Ek dink die Here is nie baie lang gesprekke nie. Dit is ook nie dit wat ek in die Bybel sê nie. Hy sê net go and make disciples. Dit is nie baie stories nie. Hy sê to the rich young ruler, he says, sell everything, follow me. Nie 'n debat met hom nie. Nie om gesoebat om hom te volg nie. Ja. Hy sê vir Petrus, Peter, James en John, wat hy geroep het, en vir Andrew. Hy sê, los julle net, hè? Kom. Sê bye vir papa. Kom ons gaan. I'm gonna make you fishers of men. En, hy soebat hulle nie. Ja. Hy loop. Ja, hy soebat nie, hy hoef jou nie te oortuig nie, want hy weet. En jy moet vertrou. Dis die hele, dis hoe daai verhouding werk. Want op die ouend is hy die skepper van hemel en aarde. Dis die Alfa en die Omega. Ja, like he knows. Wat, moet hy nou 'n debat hê met stof? Want sonder hom in die stof, is hy niks. Nou kom hy, en in my hart van harte weet ek, I had to speak to that guy.
Nou gelukkig het ek geleer dit uit die tyd. So as die Here nou met my praat, dan weet ek, okay, it's not comfortable. It might be weird, veral in die begin. As jy net begin, dan dink jy, dan worry jy baie wat mense oor dit dink. Dan kom jy net op 'n punt dat jy regtig nie meer omgee wat mense aan hulle dink nie. Hulle dink is weird, totdat die Here hulle aanraak. Fair. So daar's 'n sleutel. Ek sal nou vir jou sleutel gee, want baie keer dan dink mens eers, maar how do I minister? Wat doen ek? En daar's 'n key, iets wat net, want you just bring God into the equation. En ons het al hierdie redes vir hoekom ek dit nie kan doen nie. Maar die Here kort ons, want hy het ons gekies vir partnership. Hy kan nie die hele ding op sy eie gedoen het. Maar hy het ons gemaak en hy het gesê, ek wil saam met hierdie mense werk. Ek wil hulle gebruik. Ek wil vir hulle my gees gee, sodat hulle kan funksioneer. So ons is nie net vleis wat hier rondloop, en eendag val ons om. Ons vergeet, dat die Here ons geskape het, vir 'n doel. Nou, die enigste manier wat jy dan daai ware joy en peace kry, is when I function in what God created me to be. Walking with Jesus. Want dis waar vrede is. He says, peace I leave with you. My peace I give to you, not as the world gives do I give it to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. In Isaiah he says, I will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you, because he trusts in you. So daarso is 'n korrelasie tussen jou verhouding met die Here en met vrede. En met fulfillment. Jy het Ja, ek verstaan. Peace. Ja. Ek het vrede. There's a correlation, and that correlation is because of relationship. David skryf daaroor in Spreuke. Hy sê, those who dwell in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. They will say of the Lord, He is my refuge and my strength, my God, in whom I can trust. En David het 'n spesiale pad saam met die Here geloop. Die Here het gesê, ek like hierdie. Planne vir jou. Ja, nie net ek het planne nie, ek like jou actually. Dit is een ding om planne te hê. Groot. 100%. Want jy is cool. Maar David, kom ons wees eerlik. David het die merk gemis op 'n hele ander level. Eers kyk, David het die merk gemis. Maar een ding van David, hy het altyd teruggekeer na die Here toe. En hy was eerlik en gesê, luister, ek het die merk gemis. Hy het dit probeer he tried to cover it up. Ja. Toe kom die Here and then he repented. But one thing, he was still like the friend of God. Hy sê, ek hou van David. Maar dit kom terug na my verhouding wat ek met die Here het. So nou het ons hierdie twee dele. My verhouding met die Here is waar my vrede, waar my leiding vanaf kom. Die pad wat ek saam met die Here stap. Maar my doel is gewortel in sy doel. So Jesus sê, net voor die kruis gesê, for this cause I was born, and for this cause I came into the world. What cause? The cause of the King and his kingdom. So ons almal mag verskillende goed hê wat ons doen, en wat die Here ons voor genade gegee het. Maar dit alles kom terug na die cause toe. And what cause is that? Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and all his righteousness, and all these things will be added onto you. So hy sê, soek my koninkryk. Hy sê, werk vir my koninkryk. Wees 'n CEO, maar eerste vir my. Wees die beste dokter, die beste specialist, maar wees dit eerste vir my. Wees die beste ma, wees die beste pa, maar wees dit eerste vir my. Wees die beste kameraman, die beste media persoon, maar wees dit eerste vir my. Wees die beste radio-omroeper, maar wees dit eerste vir my. God first. Put God first. Because if God is not first, then something else is first. Because something will always be first. Ja. Daar's altyd 'n rede vir hoekom jy die goed doen wat jy doen. Yes. Nou die hartseer ding is, mense, godsdiens is so oorgebring, laat dit half net so deel is van jou lewe. Dit is nou maar iets wat jy doen. En is belangrik. Onthou, my ma het my wakker gemaak om kerk toe te gaan. Ek het elke Sondag gemaak asof ek slaap, en een hand ek net gehoop, Jesus, ma gaan hierdie Sondag verseker genade op my. Ek het Sy gaan my vandag los. Sy gaan my vandag los. Here, leid my dit net. Yes, en ek het so groot geword. Toe sê ek van die pad af, next level.
Maar op een of ander manier kry ek myself op 'n Sondag aand in die kerk. Nou het ek goed gesondig die hele week. Ja. But there was a value established in me. En vir een of ander rede, ek weet nie hoekom nie, kry ek myself nog steeds Sondag in die kerk. Sondag kom, dan weet ek in my hart van harte. Onthou nie gered nie. Nie gevul met die Heilige Gees nie, niks stories nie. Sondaar, Ja. lost, soos in next level. But a value brought me back to the house. So daar is waarheid en daar is goedheid wat kom in my ma het my forceer om te gaan. My pa het my pak gegee dat ek nie die Onse Vader ken nie. Verstaan? Dit klink way out, maar daar's waarheid daar. Ja. Maar op 'n punt in jou lewe, Maak jy 'n keuse om aan te gaan en dit aan te hou doen of dan nou nie. en daai punt is verhouding. Daai punt is verhouding. Iewers langs die pad moet ek in 'n verhouding ingaan met die Here. Onthou ek kan vir Jesus gebruik as 'n prostituut. Dit gaan nou snaaks klink. Ja. A get out of jail free card Okay, to goed. get to heaven. So what is lust? Lust is meeting my need at someone else's account. Love is meeting someone else's need on my account. So baie mense gebruik Jesus net om in die hemel te kom. Ja. But they don't love him. Because they don't listen to him. They don't follow him. En onthou, ons volg nie dit wat hy vir ons leer en dit wat hy vir ons sê. Omdat ons, as ons dit nie doen, nie die hemel gaan haal nie. The Bible says he died once for all sin. Jou sonde is vergewe. Niks wat jy doen, ons het daarmee gedeel in die begin. Niks wat jy doen gaan jou in die hemel kry nie. Jesus Ja. kry jou in die hemel. Ja. Okay? Maar jy So- moet actually daai verhouding hê met hom. Yes. Want hy kan differentiate tussen liefde en las wat ek voel mense nie altyd kan doen nie. Hulle dink hulle is lief vir hom. Ja. Hulle dink hulle het 'n verhouding met hom. Ek Maar dink dan dis soos jy reg. sê, is dit die affair wat jy het. Dis nie eintlik wat dit veronderstel is om te wees nie. Dit laat jou beter voel, maar daar's geen fondasie vir dit nie. Ja. En iewers langs die pad moet ek in 'n verhouding kom met Jesus. Nie net dit vir dit wat ek van hom af kan kry nie, because that's not a relationship. Ja, But net. for that I can do for him. So jy het nou gesê, people can't differentiate. As jy 'n ruk getroud is, dan kom jy agter wat die verskil is tussen gevoel en besluit. En die liefde waarvan ons hier praat, is die woord agape. It's sacrificial love. Sacrificial love is not a feeling. Sacrificial love is a choice. Jesus went to the cross because he chose to. Ja. He said, Father, let this cup pass from me, nevertheless, not my will be done, but your will be done. He made a choice to go to the cross. Never felt like it. As ons eerlik is, jy vir Jesus vra, het jy gevoel as, hy het dan Ja. gebid en gesê, luister, as hierdie ding kan verbygaan, but what did he do? He made a choice. He made a choice. So, my verhouding met Jesus is nie gebaseer op gevoel nie, is gebaseer op besluite. Ek kies om vir Jesus lief te hê. So Sondagoggend, dan voel ek, luister, nee, ek is nie lus vir die kerk nie. Ek is nie lus vir die kerk nie. But I make a choice. Why? Because Paul writes to Timothy and I says, the church, which is the house of God. Daar's iets spesiaal daar. I say the church. I write to you so that you know how you should conduct yourself or ought to conduct yourself in the church, which is the house of the living God, the pillar and ground of all truth. So die kerkgebou wat hy so op neerkyk, Paulus wys vir ons daai kerkgebou wat ons net as by the way behandel. Die Here sê daai's my huis. En as jy daar gaan, ondervind jy die teenwoordigheid van die Here op 'n hele ander manier. Nou ons het so online en YouTube en losgeraak en geïsoleerd geraak. En ek sê nie goed om mense te laat sleg voel nie, glad nie, maar dit is net die realiteit. Ja. Want daar's net waarheid. You have to give people truth. John 8:32, the Bible says, you shall know the truth, and the truth shall set you free. The Bible says you will be refreshed
He says, repent therefore, so that times of refreshing can come from the presence of God. Partykeer kort ons net daai refreshing en ons kry dit in die teenwoordigheid van die Here. Dit is net as jy daar instap, net die salwing en die anointing. Dit is as ons hier afgaan, dan is ons nooit ophou nie. But it's just the anointing and it's the presence of God and it just touches and changes people. Jy kan 'n uur praat, maar 1 sekonde in die teenwoordigheid van die Here raak jy so en iets verander jou. 'n Harde hartjie word sag. 'n Offense word net genees. Depressie los net iemand, net in 'n oomblik van die teenwoordigheid van die Here. Maar wat sê hy? Hy sê the plain ground of all truth. So ons moet terugkom na, ek voel nie ek wil soontoe gaan op 'n Sondag nie, maar ek verstaan dat dit die huis van die Here is. En ek is lief vir Jesus. En ek maak 'n besluit om myself uit my bed uit te kry, al het ek hard gewerk, lang ure, want ek eer die Here wanneer ek instap. Dit is my dankie. Dit is die eerste dag van die week. Want dit is nie Sabbat nie, Sabbat is Saterdag. Dit is die eerste dag van die week. Maar ek gee vir die Here my eerste. Ek gee vir hom my beste. Ek eer hom. I acknowledge him because he's God and he's good to me. Nou dit is baie verskillend van die godsdiens waarmee ons groot geword het. Want die godsdiens is van ek moet. Jy moet niks. Ja. Jy moet niks. Maar jy besluit uit liefde uit. Nou ewe skielik dan verander goed. Want nou gaan doen jy iets vir iemand, jy doen dit uit liefde uit. En ons kan die vliegtuig daar land. Jy doen dit uit liefde uit. You truly want to feel fulfilled and good. Doen alles wat jy doen uit 'n plek van liefde vir iemand anders en vir 100%. alles. 100%. Ek het my hart vir die Here gegee. Ek gee jou my woord. Elke keer wat ek iemand anders nou of die altaar toe kan lei, of iemand kan help om hulle hart vir die Here te gee, is vir my 10 keer beter. Is op 'n ander level as wat ek my hart vir die Here gegee het. Because it's rooted in purpose. Dis daai liefde. Dis wat Jesus gesê het. Hy sê ek som hierdie hele ding, alles. I came to fulfill it, but this is it. He says love God and love people. You want to truly be happy, fulfilled. You truly want peace. Love God and love people. Ek dink dis 'n goeie plek om op te eindig. Ek dink dit is wat die belangrikste deel vir alles. As mense wegstap uit van hierdie video waar ook al hulle dit gekyk het of geluister het, is daai liefde vir almal en vir God. En dis 'n keuse. Dis 'n aktiewe, dis 'n werkwoord. Absolutely. Jy moet aktief werk om goed te doen, om te kies om wat ook al te doen uit liefde uit. Ja. En dit is hoe jy vreugde en vrede sal vind in die lewe. Very good. So ja. Dankie. Dankie dat jy hier was. Ons waardeer dit. Ek hoop my. dit sit 'n smile op almal se gesigte. Yes. Ek dit definitief op myne. Ja.